Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Ons is so by Johannes 10. Natuurlik Jesus se uitspraak. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En ek lees graag 'n gedeelte saam met julle daar vanaf vers 22. Johannes 10 vanaf vers 22. Dit was in daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel by die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, tog glo julle dit nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader gedoen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, en omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. En ek en die Vader is een. Net tot daar. Natuurlik daarby, net so voor vers 31, 'n baie kosbare gedeelte, deel van die ek is uitsprake, dis die fees in Jerusalem, wyding van die tempel. Natuurlik die volk van die Here wat naby kom of nader kom en tempel toe gekom het om te sê ons wil onsself opnuut aan die Here wy. En dan hier vra hulle, is u die Christus? As jy vanoggend hierdie teksgedeelte lees, wat is dit wat vir jou uitstaan in hierdie teksgedeelte? Here ons Here, baie dankie dan ook vir 'n nuwe dag en 'n nuwe week. Dankie vir Johannes 10. Die daar in die pilaargang geloop het en die vraag ook aan u gevra is, maar is u die Christus? Ja Here, ons weet u is die Christus en ons wil u vandag so aanbid en onsself ook dalk opnuut aan u wy. Amen.